As jy graag wil vorentoe skryf, kan jy nader aan die kant sit. As jy wil. Kom ons staan saam. Gaan vra dat die skoondogter van ons sal bid. Ons vra dat die Here die woorde sal wees vanmôre by die saamkoms. Kom ons by ons. Aan die koning van die eeuwe, kom ons vanmôre, Here, om net aan U die lof, die eer en die aanbidding te bring. Want dit alleen kom U toe, Here. En op 'n dag soos hierdie, het ons die voorreg om U aan te roep as ons hemelse Vader. Amen. In tyd van rou, van seer, waarheen anders kan ons gaan as na U toe, Here, want U het beloof U is ons sterkte, U is ons krag. En Here, daarom kan ons vanmôre na U toe kom en vra dat U in hierdie diens, Here, teenwoordig sal wees. 'n Goeie lewe is gelei en die verlies gaan daar wees, maar ons weet ons het ons toevlug na U toe, Here. En ek wil bid en vra dat U die verrigtinge sal seën, dat U seën net op alles sal rus en al die eer sal U toekom, Here. Dankie vir hierdie voorreg om U te ken. Dankie vir die voorreg dat sy U geken het, Here. En ons het daardie hoop, eendag, binnekort, ontmoet ons weer mekaar. Ek vra dit alles in die naam bo elke naam, die naam van Jesus. Amen. Amen. Ons bly so staan. Kom ons gee mensies agter 'n kans om hulle sitplekke in te neem. Dis plekke voor asseblief, maar as bestaan ons kom nader. As daar van eers wat jy vorentoe wil skryf, as jy welkom om dit te doen. Dan hoef ek nie so hard te praat nie van vooraf. Ag, kyk die pragtige kinders. Is ouma se kleinkinders of agterkleinkinders? Agterkleinkinders. Nee. Bly net so staan en ons gaan saam sing, lied nommer 1. Because he lives, I can face tomorrow. Die kans is omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Give him all, because he lives, I can face tomorrow, because he lives, all fear is gone, because I know, yes I know, he holds the future, and life is worth the living just because he lives. En Afrikaans omdat hy leef, sien ek kans vir môre, omdat hy en my vrees verdwyn, omdat ek weet, ja ek weet, hy hou die toekoms, en die lewe is die moeite werd, omdat hy leef, omdat hy leef, sien ek kans vir môre, omdat hy leef, en my vrees verdwyn, omdat ek weet, ja ek weet, hy hou die toekoms, en die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. Baie dankie, neem die sitplekke.
Ons sê baie dankie vir elkeen wat teenwoordig is. Amen. Sê dankie vir die voorreg wat ons het aan 'n geliefde, sodat ons haar in die gemeente leer ken het. Elke keer wat sy hier was, kon ons niks anders nie as liefde uit haar sien voortvloei. En met haar praat, met haar mens wees, het ons baie keer haar geniet hier saam met ons. Nou ja, vanmôre geniet sy iets anderste, om in die ewige lewe te wees. Verlos van al die aardse dinge. En nou ja, die aarde is besig om vinnig op 'n einde te snel. En ons eer die Here vir hulle wat die Here dien, wat die Here ken. Dis vir ons belangrik. Nou ja, baie van u ken ek nou nie vanmôre nie, maar ek wil vir u sê dat by 'n begrafnisdiens of by 'n gedenkdiens het ek al baie gedink. As ons nou vanmôre nie nog kontak kon behou het met die siel van die persoon wat vooruit gegaan het, dan kon daai persoon, dit is baie keer wanneer ek hier staan by 'n begrafnis, dan dink ek by myself, wat sou hy of wat sou sy graag wou gehad het dat ek moet vanmôre sê? Want ek wil vir u waarborg, daar waar sy vanmôre is bewustheid. As kerke wat vir jou sê, hulle praat en dan noem hulle dit nogal sieleslaap. Ek is so bly dat die Bybel vir my anders sê. Want in Lukas 16 sê die Bybel vir my, daar was 'n man gewees wat baie bekommerd geraak het waar hy geland het. En het gesê, ag, kan nou Vader Abraham tog nie net iemand stuur om my broers te gaan waarsku? Want jy sien, daar's lewe na die dood, sê die Bybel vir my. Daar's nie 'n kwessie van dat wanneer die siel en die liggaam skei, en die Bybel sê dat hierdie liggaam keer terug na stof toe, of as, of wat ook al doen, maak nie saak nie. Die siel is weg. En daai siel gaan weer kom. Wanneer Jesus kom om sy bruid te kom haal, dan gaan daar die mense saamkom, sê die Bybel in Tessalonisense 4. En dit is belangrik dat ons weet, hulle is nie ergens in 'n plek waar hulle in 'n slaap of in 'n sieleslaap is nie. Maar as ek vanmôre kans gehad het, ek het weer baie dae gedink hierdie week toe ek voorberei, toe wonder ek by myself, Rensie, wat sou jy vir ons gesê het vanmôre, vir hierdie mense wat hier saamgekom het, te sê? Nou, dit is belangrik vir ons dat daar 'n paar vrae by ons kom wanneer ons by so 'n geleentheid bymekaar is. Nou die Bybel sê vir my in Matteus 18 waar die mense, hy sê al baie keer, nie alles net 2 of 3, maar waar iemand in sy naam bymekaar kom, beloof die woord vir ons, daar sal hy in ons midde wees. Deur sy gees, want u sien, die gees van die Here vul die hele aarde. En as ons hier by mekaar gekom het in die naam van die Here, en daar's mense in Amerika, en mense in Rusland wat in die naam van die Here by mekaar gekom het, deur sy gees, daarom sê hy in Johannes 16 vir ons, hy sê, dis voordelig dat ek weggaan. Want jy sien, hy was gebonde aan sy liggaam, aan die fisiese liggaam. En ek waarborg vir jou, daar is nie genoeg vliegtuie gewees het vanmôre as Jesus nou net in Jerusalem gebly het, om net by hom uit te kom as daar iemand is wat siek is, iemand wat 'n behoefte het, iemand wat die Here nodig het. Daar is nie genoeg vliegtuie gewees. Maar omdat hy sê in Johannes 16 is voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, kan die Heilige Gees nie hier na toe kom om by ons te wees nie. En net daarna, en daar is 3 hoofstukke, Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16, wat hy vir ons sê, dat en hy noem die Heilige Gees, die Gees van waarheid. Want, sê hy gaan ons, wat hier is môre, maar die wêreld aanbetref, want Johannes, hy sê vir ons in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, gegee,
Die Bybel sê gegee, sodat die wat in hom glo, nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. Dis binne die bereik van elke mens vandag, om te wag op dit waar Rensie vanmôre is. Ag, ons kan baie mooi dinge van haar sê. Ons kan baie dingetjies sê van Rensie, want ons het haar geken. Maar wat gaan dit ons baat? Wat hier sê? Dis vir ons belangrik. En as ek seker met haar kom praat vanmôre, want daar is nie kontak tussen die vlees en tussen die heilige mens se siel wat daar onsterflik is aan die ander kant. Daar is nie kontak tussen ons. Daai ou man wat ek net van genoem het in Lukas 16, toe hy sê, ag, dat hulle net gewaarsku, ek het broers, gaan waarsku net vir hulle. En Abraham sê, hy sê hulle het, nou ja goed, ek wil dit bietjie verander vanmôre, hulle het die Bybel. Maar Abraham, Jesus, dit is in sy woorde, dit is in Jesus se woorde in Lukas 16. Hy sê, as hulle nie dan die profete. En my vertaling nou, en die Bybel. Ons het die Bybel, mense, ons het dit wat vir ons geopenbaar is in ons eie taal. Ons het nie nodig om Grieks te leer om te verstaan wat die Bybel sê nie. En as die Bybel vir my sê, ek het die Here Jesus aangeneem as my persoonlike saligmaker, sê hy vir my, ek het die ewige lewe in hierdie liggaam. Ek het iets hier binne, wat die ander nie het nie. Het ek net gekos, dat ek glo in hom, dat ons kan red, vir die ewige lewe. En ek is so bly dat Rensie dit op haar lewenspad gedoen het. En ons weet, sy het haar hart en haar lewe aan die Here gegee. En hier is vanmôre mense hier, wat sy elke dag seker in haar gebede genoem het. Want as sy opgekyk het na die Here toe, want sy was 'n gelowige mens gewees, 'n kind van die Here. En dit is vir my belangrik om vanmôre net vir u te sê, as daar vrae dan by jou opkom, daar is bewustheid na die dood. Sy lê nie ergens of is nie ergens. Ek wil vir u sê, liewe broer en suster, ek glo, ek dink nou maar net, as ek nou dink aan my siel, as dit daar moet land, waar ek 'n verwagting het, waar ek my lewe vir hom gegee het, en hom gedien het my lewenslang. As ek daar land, en ek is bewus, en ek kan mense herken, want die Bybel sê, die ou het in Lukas 16 het gesien, en hy het gesien, daar is Abraham, en hy het gesien, Lazarus is saam met hom daar. En hy roep hom, Vader Abraham! Julle weet, julle ken die geskiedenis. Daarom daar is bewustheid van die siel na die dood. Die liggaam gaan as stof terugkeer, maar die siel is onsterflik. Die Bybel sê vir my, kom ons kyk hier na Genesis 1 vers 26 sê toch vir ons duidelik, die Here het mense geskape, man en vrou het hy geskape. En die Bybel sê, het in hulle geblaas, en hulle lewende siel geword. Nou ja, ons kyk na die Ou Testamentiese tyd, daar in die begin, het die mense baie lang gelede. Honderde jare, daar is mense wat baie honderde jare gelede het. Maar toe sê ons verder dat in Genesis 2 vers 7, sê die Bybel, en die Here het die mens geformeer uit die stof van die aarde, en sy asem het hy lewe geblaas, so het die mens dan 'n lewende siel geword. En in Genesis 6 sê die Bybel, die Here het gesê, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees
120 jaar. Hoe kry die mense beperking? En ons gaan verder, ons sien in Psalm 90 vers 10 sê die Bybel, die dae van ons jare daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 jaar. Rensie 88. So sy het 8 jaar verby gegaan by Psalm 90 vers 10. Dan vra jy die vraag, hoekom? Hoekom? In die Ou Testament leer ons een groot boodskap. Ek wil dit net so noem in die verbygaan. Die hele Ou Testament het een baie belangrike boodskap gehad. En dit was as die mens wegdraai van God af, is daar groot probleem. Hulle het gesterf by die duisende, wat nie moes gesterf. Hulle was onderworpe aan die vyand gewees. Die vyand het met hulle woer gespeel, net wat hulle wil hulle gedoen. Omdat hulle nie God by hulle gehad het nie. Want, ek lees in Exodus 20 vers 12, waar die 10 gebooie aan die mense gegee is. Lees ek hierdie woorde aan die vyfde gebod. Hy sê, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word. As dit die geval in mense se lewe, is daar mense wat dit weet. Toe haar ouers nog geleef het. Toe my pa 80 geword het, toe praat ek met hom en ek sê vir hom, pa, sê vir my, hoe was jou verhouding met jou ouers gewees? En hy bring vir my die werklikheid na vore toe. Hy het 'n ouer geëer, absoluut. Absoluut. En hy het by die 80's verby gegaan. En ons het hom begrawe toe, net voor hy 85 geword het. Maar Rensie het 88 geword. Dit sê vir my, haar eer het by die Here se agneming en daar het gekom, hy het daar nog gespaar. Want jy sien, as ek nou verder gaan, Job 36:11 sê vir my, het ek hier meer gepen, hy sê, as hulle luister en die Here dien, dan bring hulle dae deur in voorspoed en hulle jare in aangenaamheid. Dis wat Job gesê. Maar nou wil ek vir die Nuwe Testament lees in Efesiërs 6 vers 2. Hy sê, eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte. Dan verstaan jy. Daar's mense wat hulle ouers eer en langer lewe. Langer as wat God vir hulle bepaal het. Mense, ek hoor baie mense sê vir jou, jy sal nie die lyn wat vir jou getrek is verbygaan nie, maar ek het rede om te glo vanmôre, wanneer jy terugkyk en jy kan sê, Here, ek het my lewe, ek het my ouers geëer. Ek het nie nodig om vir julle dit te sê. Dit is opgeteken in die hemel. Die Bybel sê vir my, daar is 'n boek van die lewe. En dit is opgeteken daar. En ons sien dit wanneer 'n mens ouer word, soos wat die geval is van Rensie vanmôre. Hy sê hierdie woorde, eer jou vader, dit is die eerste, eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte. En die belofte, daar's 'n streepie na die belofte, en hy sê, sodat dit met jou goed mag gaan, en jy lank mag lewe op die aarde. Wat sê dit vir jou van Rensie se lewe? Kom in. En jy, dis 'n vervulling van hierdie skrif met Efesiërs. Hy sê, as jy jou vader en jou moeder eer, gaan jy lank mag lewe.
dit is God se plan vir ons, as ons die eer, die lof aan die Here bring vandag, want hy is ons Vader in die hemele. Daarom sê die Bybel, toe hulle Jesus vra, hy sê, wat moet ons bid? Johannes die Doper het sy mense geleer bid. Hy sê, onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied. En as ek hierdie skrifte vir u lees, soos wat ek nou gelees het, dan is dit die wil van die Here, dat jy 'n langer lewe sal hê, as die mens wat nie eer het, vir sy Vader en sy moeder. En as ons kyk na die tydsbestek wat ons nou in lewe, dan besef ons en weet ons, die wet, jy mag nie eers 'n kind tugtig nie. Die Bybel sê, as jy nie tugtig nie, haat jou. Dit wat Spreuke vir ons sê. As jy vandag 'n kind tugtig, dan is die wet op jou. Kan jy sien hoe dat die duiwel in die regering is? Ongelukkig in baie kerke ook. In sy wil. En dinge doen wat God nie behaag. Dis die rede waarvoor hulle, toe hulle aan bewind kom, het hulle die Bybel is die eerste ding wat hulle weggevat het uit die regering. Maar die opdragte van die Here was, in die Ou Testamentiese tyd, was dit nie nagekom nie, en het die volk dit betaal met lewensbetaal. En dan het hulle teruggegaan na die Here toe, en sê, ag, vergewe ons het gesondig, ons het van u al weggedwaal. En dan vergewe die Here, want hy is 'n vergewende God. En as jy bereid is om te sê, Here, kom my as 'n sondaar genadig, vandag nog, red die Here die siel. En word die mens 'n kind van die Here, soos wat die woord vir ons sê. En dis vanmôre weer, ek het dit hier neergeskryf, dis vanmôre vir ons 'n bewys, as ons kyk na die lewe van Rensie, dat waarlik waar, as jy jou moeder en jou vader eer op die aarde, is dit vir ons belangrik, en sien ons bewys daarvan vanmôre. Ek wil sluit vanmôre met Dawid se raad aan Salomo in 1 Konings 2 vers 1 tot 4. Ek lees vir julle, en toe die dae van Dawid nader kom dat hy sou sterwe, het hy sy seun Salomo bevel gegee en gesê, ek gaan heen op die weg van die hele aarde, wees dan sterk en word 'n man, en onderhou die ordening van die Here jou God, deur te wandel in sy weë, deur sy insettinge, deur sy gebooie, sy verordeninge en sy getuienisse te onderhou, soos geskrywe is in die wet van Moses, sodat jy voorspoedig kan uitvoer alles wat jy doen, en alles waartoe jy jou begewe, sodat die woord, die Here sy woord, mag vervul, wat hy oor my gespreek het. Onse God het nog nie verander nie, mense. As jy dalk iemand is vanmôre, u weet, dat jou lewe is nie wat hy behoort te wees nie. Jy doen nie wat die Bybel sê jy moet doen nie. Jy sal weet. Want niemand anders te weet het so goed as jy self. Mense het geweet, jy het nie nodig gehad om vir haar te sê, maar sê nou vir my, nee, haar lewe het getuig daarvan. En die Bybel sê vir my, aan die vrug sal jy die boom ken. En daarom het jy nie nodig gehad om vir haar eers vrae te vra nie. Jy het gesien aan haar lewe, sy is 'n kind van die Here. En dit is wat die Bybel sê, wat dit behoort te wees. Nie jou kerk nie, 'n kerk weet nie mense. Kerk is die samekoms van die kinders van die Here, waar hulle by mekaar kom en die Here lof en aanbidding bring. En hier kan ons aan mekaar wys die Christus wat ons ontvang het in ons lewe, in ons hart en ons lewe aan hom gegee. Die Jesus lewe wat hy van ons verwag. En ek wil vanmôre vir u sê, as u miskien net in hierdie oomblik 'n ding daaraan, en my lewe is nie reg nie, ek is nie reg om voor God te staan.
Dit is nie nodig om vanaand eers tot vanaand te wag nie. Maak oomblikkie op jou hart vir hom oop. Sê, Here, wat U verreeds goed en ek doen dit ook vir my. Lei my. Want die Bybel sê vir ons Johannes 16:13, hy sal ons lei in die hele waarheid. Daarom het nie nodig vir iemand om te vra. Jy sal weet. En as jy jou oë sluit, sê Here, ek kom na U toe. Hier is ek wil U kind wees. Gaan hy jou lei. Halleluja. Kom ons buig ons hoofde. Vader, baie dankie vir U Heilige Gees. Baie dankie vir oomblikke van genade soos hierdie, Here, dat ons onsself na U toe kan wend. En weet U sal ons lei tot aan die einde toe. Word nou verheerlik, word groot gemaak, is die gebed van my hart, Here. Dat U die naprediker sal wees van U woord, die heilige woord, en dat het ons sal lei tot aan die einde toe deur U Gees. Word verheerlik nou verder is my gebed, Here. As daar dalk iemand is wat nou op hierdie oomblikke sê, ek moet nader aan die Here lewe. Dankie vir U woord wat ons lei. Dankie vir U Heilige Gees wat ons lei. Dankie dat ons weet, ons het nie nodig om die duister rond te tas nie. Maar U lei ons op die volle waarheid. Word verheerlik nou, en dankie vir 'n voorreg om aan 'n dierbare, 'n laaste eer te bewys. In Jesus naam. Amen. Ek vat die blaadjie asseblief en dan staan die saam met my. Lees saam met my die gedenkbrief. Dit het die Here behaag om aan ons een van die mooiste lewens wat die Here geskaap het te leer. 'n geliefde moeder, skoonma, ouma, suster, tannie, vriendin, en dan al haar pride and joy. Ouma grootjie genoem te word, te gewees. Rensie Adriana Aletta Stoemen se lewe van 88 jaar was vir almal wie haar geken het, 'n liefde voorbeeld. Sy sal beslis gemis word, maar die mooie herinneringe sal bly voortleef. Baie dankie, jy kan die sitplek neem, en ek gaan wag op een van ons ouderlinge om die voorbeeld te doen. Aan die kant van hierdie kerk. Voorreg Amen. om 'n laaste houdeblyk te bring aan 'n geseënde, bevoorregte, besonderse vrou. Ons het dit gehoor, 'n geliefde moeder, 'n skoonma, 'n ouma, 'n suster, 'n tannie, 'n vriendin en 'n ouma grootjie. Al hierdie goed by mekaar tel, dan kry jou antwoord geseënde vrou. Amen. Die kinders het vanmôre, die wat nog jou maatjie by jou het, jy's geseënd, jy's bevoorreg, want die Here wat ons aanbid, is dieselfde. Die feit dat hy vir Rensie kom haal het, maak nie sy liefde vir julle minder nie. Nee. Inteendeel sê die woord vir ons, hou vas. Hou vas. Want daar sal 'n dag kom, dan bly jy weersiens. Dan gaan ons mekaar weer sien. Vir hulle wie glo, vir hulle wie dit gaan maak. En vir jare het ons Tannie Rensie geken, het ons geweet, daar die glimlach, daar die glinster in die oë, daar die stem wat sy met jou mee gepraat het, die boekdele gespreek, daar die hande kon die lekkerste eetgoede gemaak het, broodbak, vetkoeke maak, al die lekker goede. Maar die dag
het gekom wat haar stem stil geword het, wat haar plekkie leeg geword het. En ons het nog die mooie herinneringe van die gisters en die eergisters. Geseënd in die opsig dat sy 88 jaar oud geword het. En nou as jy vroeër sterwe, dan sê hulle jy's voortydig weg. Wat 'n leuen. Jy kan nie voortydig gaan nie, want die woord van die Here sê daar's 'n dag om gebore te word en daar's 'n dag om te sterwe. En as jy sterwe die dag, is dit die dag wat in die Bybel opgeskrywe staan. Ons gaan haar mis. Wat ons vir haar wou sê, moes ons gesê het. Wat ons vir haar wou gedoen het, moes ons gedoen het. Want jy sien, nie een van ons het die versekering van môre nie. Môre is nog 'n nuwe genadedag. Ons het nie daai versekering nie. Maar vir die kind van God wat glo dat hy is, en 'n werklikheid is, en 'n beloner is, vir hulle is daar 'n ewige blydskap in hulle harte, en hulle kwel hulle nie oor die dag van môre nie. Want die Bybel leer ons, môre gaan vir homself sorg. En ek wil namens ons kerkraad, namens ons gemeente, vanmôre vir julle sê, 'n voorreg om 'n huwelijksblyk aan so 'n besonderse vrou te bring. Amen. Dit is ons gebed dat die God van alle vertroosting, die God van alle hoop, julle sal vertroos, julle sal versterk in hierdie hartseer tyd. Annette, Tom, julle is nie alleen nie. Die Hemelse Vader is met julle. Sê in sy woord, hy is die man van die weduwee, maar hy is ook die man van die wese. Wil vir julle bemoedig vanmiddag, hou vas, staan vas, julle lendene omgord met waarheid, en doen die wil van die Here. En jy sal 'n geseënde pad saam met hom stap. Want heiliglik is ons geseënd en is ons bevoorreg. En dit het nie sy liefde vir ons minder gemaak nie. Inteendeel, hy nooi ons. Hy sê, kom na my toe. Kom na my toe en jou siel sal lewe. Mag die Here julle in hierdie tyd werklik waar innerlik kalmte, vrede, berusting gee. Dat julle vir hierdie ou klein goedjies wat hier is nog 'n voorbeeld kan stel. Dat ek kan vertel, Jesus het jou lief. En jy kan dit vir die mense langs jou, voor jou, agter jou sê, Jesus het jou lief. Die feit dat ouma en al die mooi name nie meer met ons is nie, het nie Jesus se liefde verander. Ek sê vir ons, wees jy, jou mens, sterk en volmoed. Maklike woorde nie. Het is nie so maklik om het te doen in die tyd waarin ons leef. Maar daar is 'n God in die hemel wat weet. En al wat ons kan doen, Here, dink aan my. En hy gaan aan julle dink. En hy gaan julle dra tot daardie blye dag, wanneer dit ons beurt gaan wees om hom tegemoet te gaan. Die Here seën vir julle. Amen. Baie dankie, Hannes. Ons gaan oorgee aan een van die ambtsdraers van ons gemeente. En Sjoen van Rensie. Tom. Wildeblyk, langs. Dankie, pastoor. Nou ja, die dag het toe aangebreek.
ouma Rensie Jesus ontmoet het. Maar ja, ons weet, ons het 'n trou geken by die Here nie. Ons het 'n trou geken by die Here lief gehad. Ekskuus. Gelowig is, hy nie maar kan nie anders nie. Ek kon net sê dankie, dat ek 'n ma gehad het, wat my geleer het, gelei het van kleinslag, wat my die weg gewys het, wat my geleer het om God te dien in gees en waarheid. En ek kan vandag sê, die voorbeeld wat sy vir ons gegee het, kan ons net nouweliks navolg, en ons weet, ons weg vorentoe sal geseënd wees. Here, ons wil in hierdie vir Here dankie sê, vir al die jare wat hy die Here gedra het. Wil die Here dankie sê, dat hy haar getrou gehou het, dat hy haar siel gered het, dat hy op 'n plek vandag by hom is, waar ons almal graag wil wees. Kom, ons lewe daar naartoe. Dit sal haar wens gewees het vir ons. Ek word nog baie goed gesê, maar ek kan net een ding sê. My ma was 'n wonderlike vrou. Sy het haar kinders op haar hart gedra. En sy het ons deurgedra in elke omstandigheid. Kan jy na toe gegaan het, en sy sê jou raad gegee. En ons weet in die laaste jare het sy moeilik gehad. Maar die Here was met haar, die Here het haar deurgedra. En ek wil net sê, dankie Here, dat jy met haar was tot vandag. En ek wil hom al die lof en eer gee. Sê dankie. En nog iemand wat iets wil gesê. Ek sê my van 'n vraag, dis reg met die vraag. Ja, die Fariseërs en Jesus toe gaan en vra. Wat is die belangrikste ding sê? In Here God en saam met die mense, ek het ouma was best voor. Sy was lief vir en sy was lief vir ja. Help you nou? Ja, het is 'n wonderlike vrou gewees. En soos ons haar geken het, op hierdie foto, waar is my vis en chips? Sy was lief vir, as sy net by 'n plek kom, vra my suster, en wil sy weer, waar die viswinkel. Sy het daar vis en chips gesoek, tot in die laaste dag, as ons daar by die oude thuis wat kom kuier. Het jy vis en chips aangevoer. En dit was haar favorite geweest. En ons het soveel as moontlik afgeneem. En daarom sal daar die woord ons altyd bybly. Ons kan een ding van onthou. Dis haar hart was oop vir almal. En sy was met ons almal. Al die tyd. Daarom sê ons net, as kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, kan ons net sê dankie, Here. Vir 'n vrou wat jy in ons lewe gesit het, wat vir ons baie gebeur. Dankie daarvoor. Een lang briefje. Ja, wees net saam, ek mag net vanaf die bedankings doen. Ja, in die eerste plek, dat ek 'n pastoor Strydom vrou dankie sê, dat ons uitgehelp het vandag. Weet, hulle doen dit uit liefde uit, en nie uit dwang uit nie. En vir die kerkraad, dankie vir die kerk, dat ons gebruik het vandag, ons lieve moeder, om op te dra aan die Here. En dan ook, die Goli begrafnis, en die ondernemers, wat maar besorg het, een gaan herstelle en al die reëlings gedoen het. Dankie vir al hulle arbeid en die reëlings wat my maak om afhaal het. Dan sê dankie vir Tannie Anne en haar mense. Dankie vir al hulle hulp in verband met al die reëlings. En dan tweedens die Sistersraad. Dankie vir julle ondersteuning vir pers en voor te berei
alles wat julle vir ons gedoen het om hierdie dag vir ons moontlik te maak. Dink aan julle in hierdie dag. Nou ons vir Kara na afwesigheid sê, dankie vir die mooi blomme, ek bid sy. As daar ouma aangekoop het, en ek weet, hierdie dag dink sy ook aan ouma. Dankie Kara, en die Here sal jou seën daarvoor. So ook, dan vir Jolanda, wat vir ons, en Dion, wat vir ons die kos voorsien het. Al julle moeite, verse, waardeer het opreg, wat ons doen, en die familie sê baie dankie daarvoor. Ouma sê ook gesê dankie as sy hier was. Ja. En dan wil ons ook vir, sorry, ek weer brothers. Dan, in die huis al kruis die, waar sy haar laaste dag deurgebring het, al hulle personeel, het haar goed versorg, en haar lewe vir haar maklik gemaak, en ons kan net dankie vir hulle sê, hulle het 'n baie goeie werk gedoen, en ouma baie gelukkig hou tot op die laaste. Die mense baie lief vir haar gewees, sy was net so 'n persoon, hulle kon nie anders as ons wel lief gewees nie, en hulle het altyd net gesê, hulle geniet ouma, ouma is wel jobs op wat, tops of so. Number one. Dis al woord, number one. Ja. Ek dan sal ons ook dankie, sorry, dan laat ook aan Alton en Herman, wat al die baie jare na gekyk het, en versorg het, ook al die moeite gedoen het, ons verklaring aan dit terrein. Maar al die jare wat julle vir gesorg het, die Here is het bekend, ook Christian en Christie wat ook in die laaste jare nagekyk het. Ek kan net sê dankie vir wat hulle gedoen het en al die kinders wat geondersteun het. Ons weet dit was nie maklik om ouma in die huis te hê, maar julle het geduld gehad en julle het daar neergedra. En ek weet julle het dit gedoen uit liefde. En daarvoor sê ons baie dankie in hierdie nag. En dan, sorry, my liewe vrou ook, het my ook deurgedra het. Al die reënings wat sy getref het, sê pa, dankie. Ek weet, sy doen dit ook uit liefde, ek ga ouma en vir my, dan sê pa, baie dankie. En dan, ja, dan moet mens altyd by die grafmis sê, vir al die mense wat van ver af kom, dankie. Klop, jou kraag gesien. Ons wil elke sê wat moeite gedoen het, julle weet, julle is vir ouma lief gewees, en daarom het julle hier naartoe gekom. Daarom kan ek net weer ook dankie daarvoor. Al die boodskapies wat julle gestuur het, al die betroosting wat julle gestuur het, die boodskappe en oproepe, sê nie dan weer familie daar beroer, want julle was ons ondersteun. Dan in haar ook, vir elkeen wat hier is vandag, met 'n groot dankbaar. Dankie daarvoor. Amen. Baie dankie Tom vir al die dankies. Ek wonder, is daar nog iemand anders wat wil net iets sê van Breitsie? Alton, ek weet, dis nie trane deur teen en af altyd so. Kom jy na toe? Sy het so lank vir haar ma gekyk en stom. Altyd het ons gehoor van haar. En van Herman. Hoeveel jare was het gelede toen sy hier was? Jy wil al getel hoeveel jaar gelede het hier leef was. Ja. Jo. Ja, omdat wat my ma geken het, sy was 'n mens. Sy het lieve mense gemaak, die sal pa sy gekom het. Sy het altyd vriende gemaak by die kerke waar ons aan bid het. Almal het altyd vir Tannie Rensie geken. Sy het met almal gesels, met al die ander ou tannies bruidpatrone uitgeruil. Ouma het 'n groot liefde vir haar kinders gehad, en haar kleinkinders, en haar agterkleinkinders, wat het eers erg.
Sy was altyd daar met 'n koekie of 'n sweetie. Al die kinders wat haar geken het, geweet, om met 'n blik in haar kas, en die kleintjies het die blik al gaan uithaal. En as ek dorp toe gaan, dan sê sy, bring asseblief net sweeties saam, my sweeties is klaar. Ek kan nie met Ria aan die sit, ek sê kleintjies kom nie. En Liva is so lief vir gemberkoekies, en sy sê, asseblief, bring net vir Liva brandkoekies. Ja, my ma het 'n groot hart gehad, lief vir haar kinders, lief vir haar kleinkinders. Ons kan die Here net dankie sê vir die goeie lewe wat sy gehad het. Dankie vir Blom. Sy het 'n ryk, goeie, lang lewe gehad. My ma het my swaar kry in haar lewe gehad. Toe my seun oorlede is, my 3 jonger broers, was seker die ergste goed wat met haar gebeur het. Maar sy het 'n lang gelukkige lewe gehad. Sy is altyd goed versorg. Sy het altyd goed na haarself gekyk. Altyd my hare moet gepel word. Altyd my naels moet gesny word. Maak 'n afspraak dat ek my naels kan laat doen. Sy het altyd goed na haarself gekyk, maar sy het omgegee vir ander. Maak nie saak wat jy nodig gehad het, raad, as sy geld gehad het, whatever. Sy was altyd daar met 'n oop hand om te gee en om te doen. En toe Rensie en Christie klein was, het ons op Pretoria gebly, en hulle het in Randfontein gebly. En ek moes letterlik hulle die kleuterskool sit, dat sy kon ophou om hulle te kom haal. Want ek het daar nooit ons kinders gesien nie. Ons gaan haal hulle in Randfontein, en 3 dae later, dan is hulle daar. Nie hulle verlang te beel. So ouma Rensie het hulle 2 amper ook groot gemaak. Maar my ma was 'n goeie ma, sy is 'n goeie voorbeeld. Sy het omgegee, sy het haar liefde gewys met kos. As sy vir jou net konfitkoek bak, of 'n taart maak, of iets, dit was vir haar die wonderlikste ding. Sy na Tom toe gaan en sy kan brood bak, en taart maak, op 'n klein buddy hoe by die suiker, maar dit was 'n manier om te wys, I love you. En almal was altyd goed vir ons almal. Ek glo nie almal het vyande gehad nie, as sy haar familie sal beter weet, as sy vyande gehad het. Ek weet nie van vyande nie. My ma het 'n goeie pad geloop, sy is 'n mens, sy is 'n lief vir mense, en die belangrikste ding, ons het nou weer, sy was so 20 jaar saam met ons, 10 jaar saam met ons in Somerset-Oosterkerk, en al die mense wat uitgereik het, dan besef jy, sy was net 'n ou tannie wat aan die kerk was, maar almal het haar geken, en almal het haar liefde geken, en dit was ons eer om haar vir 'n maand te gaan hê. Ons eer die Here vir haar lang lewe, en ek eer hom, dat sy vinnig huis toe was. Loof die Here. Is daar nog iemand? Ja, nou moet ek begin. Die bol in die naalde. As jy al gesien het sy gebruik, dan is het vir die klein kind, dan is het vir die kind. Maar brei het sy gebruik, dag en dag. En as ek aan my gees is oog sien, dan sien ek iemand wat brei. Of iemand wat achter is, my sister sê, achter die kosbord te staan. Maar dis al lewe gewees. Amen. Ja, die breiwerk. En ek het eendag vir haar gesê, want sy maar soos Tom sê, heeltyd gebrei, en sy kon glad nie stil sit nie. Die eendag toe sê ek vir haar, maar ek gaan vir ma 'n bol staalwol koop, en kry maar vir my 'n bicycle. So. Maar as ek kyk na hierdie begrafnisbriefie van haar, is typies my skoonma gewees, want sy het haar eie blomme geteken vir hierdie begrafnisbrief. Ja, en dit was wie sy was. Besig, baie besig. En ek wil haar eer daarvoor. Ek is natuurlik haar favorite skoonseun, want ek is die enigste skoonseun. Okay. So, ja, aan die Here die lof en eer dat sy my pad kon kruis. Ja. Dankie Edmund. Nog iemand? Ons is nie baie nie, met alle woorde, ons gaan nie 5 uur eers uit. Dankie. Kom gerus. Dame.
onewige tabblaadjies, want dis jy dit in die natuur kry. So maak ons ook van natblommetjies. En ek kan hikkel, en ek kan brei, en ek kan bak, wat ouma my gewys het. En wat ook al nie nodig gehad het, ouma het geweet hoe. As jy wil bottel, ouma kan gesê. As jy wil bak, ouma weet wat, hoe, waar. En sy is so teenwoordig in my huis. Sy is teenwoordig in my hande werk. Sy is teenwoordig in my kinders se gesigte. Sy is teenwoordig in hulle lewe. Dis nou dit gevra, hoekom 8 jaar langer? Daar sit hulle. Van Stanley tot by Barend, Jane, Luca, Elia wat nie kan wees nie. Almal van hulle. Dis hoekom sy langer vasgebyt het, is om hulle te ken. En my grootste eer is dat hulle haar kon ken. Amen. Daar's 2 goed wat ek wil sê, soos wat maar nou gesê het van dan in die kerk, maar iets wat my altyd opgelet het, of opgeval het, is, ons het die plank in die media gedoen, en as allemaal Rens in die middel van die preek, iets op haar hart gehad het om te sê, het sy hand opgesteek en sy het iets gesê. So, sy het nie baie goede gesê in die kerk nie, maar het was nie net iemand wat ingestap het en uitgestap het nie. Sy het daar deel van die geestes, haar siening van die Here en haar geestelike lewe, het sy gedeel met anders, wat jy nie net het gesê. Dis die een ding wat ek al voor wil eer, en die ander ding, ek het het gisterand op hulle genoem, ek is aansienlik jonger as ouma, maar my knie kan nie so perkeer met my kinders, soos wat haar knie kon perkeer, en ek het nog nooit iemand gesien wat so, en ek dink dit is wat ons allemaal sê, en dis iets waarna ek streef, om die tyd te kan maak, en die tyd te kan vat, om in jou kinders en jou kleinkinders se lewens in te spreek, die ruimpies en die tyd wat sy met allemaal van hulle op haar knie gesitte perkeer het, dit sal my altyd bybly. Dis 'n belegging wat jy doen. Jou kinders, baie belangrik. Nog iemand? Niemand meer nie. Nou ja, die hele blyke het hier, en miskien in spesifieke swart op wit hierso van Desiree, Jolanda, Renzi, Madeleine en Cara. Ongelukkig kan Cara nou nie hier wees nie, sy is baie ver. Maar hierin is seker gekom toe het alweers gedruk was en ek wil dit toch lees van Roy en Zenobia af. Tannie Renzi, ek sal Tannie altyd onthou as die ouma wat my trots gebrag het oor haar kleinkinders en die se kinders. Tannie het geleef vir hulle. Ons moes altyd, al was dit oor en oor, dieselfde storie weer hoor. Haar Black Forest koek, wat Roy so mal oor was, as sy hoor, ons kom kuier, moet sy vir Roy die koek pak. Ek onthou al ons lekker tye saam kuier vir jare. As sy by ons kuier, kom sy sak, pak met breiwerk en al hier aan. Dan moet ek weet, ek moet die ciabatta brood en cappuccino reg. Ons was baie lief vir Tannie, ek glo, ek gaan chip and dip se maatjie, my chip and dip maatjie mis. Sterkte aan die familie, Roy en Zenobia. As daar niemand meer is nie, dan gaan ons staan en ons sing die lied nommer 2. Daar was niemand meer wat iets wil gesê het nie, asseblief. Niemand meer nie. Jy staan saam met my, lied nommer 2, Some Glad Morning. When this life is over, I'll fly away. En ons sing dit ons hart uit, soos wat sy dit gedoen het. Oh, some glad morning, when this life is over, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away. Oh, I'll fly away, oh glory. I'll
hallelujah, by and by I'll fly away. Oh, just as you always take me, I'll fly away to a land where joy shall never end. I'll fly away. Oh, I'll fly away. Oh, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Oh, yes, I'll fly away. Oh, glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Ons bly net so staan. Die Bybel sê dat God die mens geformeer het uit die stof van die aarde. Stof is jy. Stof van hierdie liggaam terugkeer. Maar dank God vir die siel wat vir ons aan die ander kant wag. En ons wat miskien vanmôre is, ek weet nie wie volgende is nie, gaan jou wag aan die ander kant. Die stof van die aarde het God die mens geskape. Stof is jy. En tot stof sal jy terugkeer. Dankie aan die Here vir die voorreg wat ons gehad het. Ek gaan gee dat sy haar skoonseun, haar enigste skoonseun, vir ons afsluit gebed is. Kom vir ons hier na vorentoe, hier is 'n mikrofoon. Kom ons bid. Vader, baie keer moet 'n mens so dink wat jy sê. Maar Here, dit is vir ons 'n voorreg om hier te wees. Vanoggend. 'n Voorreg om net te kan oplig na U toe. En net vir U dankie sê, Here, vir genade vir ons en vir haar. Dankie Here dat ek vanoggend kan verklaar dat dit is al wat ons het. Dit is net God se genade. Amen. En ons sê vir U dankie daarvoor waar ons uit mekaar sal gaan. Here, dat die Heilige Gees by elkeen sal wees, waar mense op die pad sal gaan. Here, dat U hulle veilig sal hou. Geen padordonnansie kan ons veilig hou nie, Here. Ons sien dit op die paaie. Maar U is die Almagtige van hemel en aarde. Amen. Baie dankie. Ons vra dat U sal weer beweeg na die saal toe. Ek dink die susters verenig het vir ons daar iets voorberei. Baie dankie en almal wat daartoe gehelp het. Here sien.